Goeiemôre julle, awesome seënig. Ek hoop jy het lekker geslaap. Spreuke 25 vers 17 sê, sit jou voet selde in jou naaste se huis, sodat hy nie van jou genoeg kry en jou haat nie. Het jy geweet, elke persoon hou van hulle personal space. En baie keer, wanneer ons iemand lief het en ons hou van hulle, wil ons soms te veel tyd met hulle spandeer. Ek en my beste vriend van graad 1 af kan julle baie vertel van dit. Vakansietye het ons sommer 'n week op 'n slag, partykeer 2 weke op 'n slag by mekaar gaan kuier. Maar ons het altyd opgeëindig om te rol. Die eerste paar dae is kwaai. Ons het fiets gery, ons het in die yard gespeel, ons het PlayStation gespeel, movie gekyk. Maar hier na 'n week, begin ons met mekaar geïrriteerd te raak. Ek soek my kamer, hy soek sy kamer. En al hanteer 'n mens dit nou anderste van dit teen die koninkryk is, word jy nog steeds geïrriteerd met iemand as jy hulle te veel sien. Jy sien, is nie dat jy lelik is nie. Wel, voor die koninkryk was 'n mens lelik. Maar nou, selfs wanneer 'n mens dit anderste hanteer, is dit nog steeds 'n struikelblok vir jou. Dis hoekom ek nie elke week saam met mense kuier nie. Dis hoekom ek nie elke week mense in my huis toelaat nie. Want ek en my familie het ook ons tyd nodig. Ons het tyd nodig om mekaar te geniet, om met mekaar te gesels. En jy ook, glo dit of nie. Want elke persoon het dinge, klein goedjies in hulle lewe wat ander mense sal irriteer na ruk. En daar's niks fout daarmee nie. Dis wie ons is. Ons is verskillende mense, met verskillende goeters wat ons van hou, met verskillende maniere van goeters doen en sê, en verskillende maniere van redeneer. So dis beter om, soos wat hierdie vers sê, jou voete selde in jou naaste se huis te sit. Maar hoor dit sê die volgende vers. 'n Knopkierie, en 'n swaard, en 'n skerp pyl. So is 'n man wat teen sy naaste 'n valse getuie optree. Wat teen sy naaste as 'n valse getuie optree. Nou wat beteken dit? Wel, 'n knopkierie slaan, 'n swaard sny, 'n skerp pyl steek. 3 verskillende tipe pyne. Dit is hoe dit vir iemand voel en dit is wat jy aan iemand doen, wanneer jy as 'n valse getuie, in ander woorde jy lieg omtrent hulle. Jy lieg oor wat hulle gesê het of wat hulle gedoen het. Jy lieg oor hulle intensies. Jy sit dalk ietsie kleins by 'n storie net om die details 'n bietjie meer juicy te maak. En dit is hoe dit vir daai persoon voel. Dit voel asof jy hulle slaan sonder rede, sny sonder rede en steek sonder rede. Hulle voel verraai. In elk geval, as ons die Here dien, mag ons nie 'n valse getuie wees nie. Hoekom? Want die duiwel is die vader van die leuen. En koning Jesus is die waarheid. So as ons Jesus in ons het, gaan ons die waarheid verkondig. Nooit gaan ons oor iemand lieg nie. 'n Slegte tand en 'n voet wat sook, so is die vertroue op 'n ontroue in die dag van benoudheid. Hy gaan jou drop op die verkeerde tyd. 'n Slegte tand, jy dink nog jy eet 'n stukkie okstel, poep, daar breek hy. 'n Voet wat sook, jy dink jy hardloop weg, of jy dink jy's in 'n reis, of jy dink jy's besig om goed op by trappe te dra, of jy dink jy's sterk op pad om iewers heen te loop en daar breek jou enkels. Dis hoe jou vertroue is op 'n ontroue mens in die dag van benoudheid. In ander woorde, ons moet die Here vra vir onderskeiding om betroubare mense in ons lewe raak te sien. En ontroubare mense, want ons almal kry 'n dag van benoudheid en as ons gaan staat maak op iemand wat ontroubaar is, eintlik wat onbetroubaar is, gaan daai vertroue ons in die steek laat, wanneer ons dit die meeste nodig het. Nou is lekker koud vandag, Hoor wat sê hierdie vers, soos een wat 'n kleed uittrek op 'n koue dag, soos asyn op loog wat koeksoda is, so is een wat 'n bedroefde hart met liedere verwelkom. Jy sien, musiek bypass jou ore en gaan reguit na jou hart toe. As jou hart seer is, en jy gaan luister depressiewe musiek, weet jy wat gaan gebeur? Hy gaan seerder word. Jy gaan 'n emosionele reaksie kry. Want as iemand op 'n koue dag sy kleed uittrek, wat doen hy? Begin te bewe en hoendervleis te kry en blou te word. En eventually word hy siek. As jy asyn op koeksoda gooi, wat gebeur? Dit borrel. So as iemand jou verwelkom met liedere, terwyl jy 'n bedroefde hart het, of jy verwelkom die liedere, terwyl jy 'n bedroefde hart het, gaan jy 'n fisiese reaksie kry.
En weet jy wat, Efesiërs 2 leer vir ons dat as iemand nie onder die Heilige Gees is nie, is hulle onder die gees van die owerste van hierdie wêreld. In ander woorde, as iemand 'n depressiewe liedjie geskryf het, en hulle volg nie Jesus nie, het hulle daai liedjie geskryf direk van die duiwel af. Daai gees wat oor hulle heers, het daai liedjie geïnspireer. En as jy in jou staat van hartseer daai depressiewe liedjie gaan luister, gaan daar 'n fisiese reaksie wees in jou lewe en dit is depressie. Dit is veel beter dat jy 'n worship liedjie luister en jou hart gaan uitpraat met die Here. Maar die probleem is, mense weet nie om te wag en te luister na God se stem nie. So hulle sal veel eerder gaan luister na wat die wêreld vir hulle te sê het oor liefde en oor die lewe. Ek meen hulle sê altyd in 'n country song, verloor jy jou vrou, jou plaas, jou bees, jou kinders en jou werk in een liedjie. In die wêreldse musiek verloor jy jou sanity. En party mense verloor soms hulle wil om te lewe. Klink nie so diep nie, maar as jy elkeen van hierdie goeters gaan toepas, gaan jy diep dinge in jou lewe raak sien. Bless julle. Lekker dag.